Van huisgemaakte geure tot gerieflike maaltye, Michelle se kombuis bring hart en huis saam in elke gereg. Het sy die wenresep? Ek is Michelle Brits, die eienaar van Michelle se kombuis en ek is vandag hier om vir julle te wys hoe my passie vir kos my besigheid gevorm het en mense se lewens verander. Ons lese is leef jou passie. Dit is nie net 'n sin nie, dit is die hart van alles wat ons doen in Michelle se kombuis. Michelle se kombuis is nie net 'n handelsnaam nie, dit is 'n storie van deursettingsvermoë en hoop. Ek is 'n trotse boervrou van Ficksburg in die Oos-Vrystaat, 'n vrou vir my man Lori en 'n ma vir my 2 kinders, Wikus en Shani. My passie vir kos is gebore in my ma se kombuis in Viljoenskroon, waar ek en my tweelingsussie baie geëksperimenteer het en baie foute gemaak het. Ons moes as kinders in ons ouers se besighede gewerk het en ons moes altyd die helfte van ons sporttoere se geld self ingesamel het om by te dra vir die sporttoere. So ons het baie van entrepreneurskap by ons ouers geleer. Die passie vir kos om kos te maak het my wêreldwyd geïnspireer toe ons vir 7 jaar in Italië en Frankryk gewoon het. Ek het besef, ek wil nie net kook nie, ek wil mense voed en herinneringe skep. Michelle se kombuis is op 21 Februarie 2019 gevestig, as gevolg van 'n baie erge droogte wat ons ervaar het op die plaas en ek my man finansiëel wou bystaan en ons saam 'n plan wou vind om vir ons gesin te sorg en 'n volhoubare inkomste te kry. Ek het klein begin in ons plaaskombuisie met geleende toerusting, geleende vrieskaste by my skoonma en ons het nou gegroei tot 'n semi-industriële kombuis op die plaas met 2 oonde en stowe en 8 vrieskaste en ek het onlangs 'n vriesbaantjie aangeskaf om vir die afleweringsproses. Hierdie groei is nie net toevallig nie, dit kom omdat ons 'n ware behoefte in die mark raak gesien het en die geleentheid met beide hande aangegryp het. Ons produkte sluit in gevriesde ete soos lasagnas en pastye en bobotie. Ons het ook 'n glutenvrye reeks. Ons het 10 glutenvrye produkte vir mense wat spesiale dieet of behoeftes het en dan het ons ook soppe wat ons in die winter maak en ons het rakprodukte wat ideaal is vir geskenke en ook maklik gestoor kan word. Hierdie is nou ons rakprodukte wat ons beskikbaar het. Ons het nou onlangs die Rissie sous bygevoeg en ons is besig om dit ook nog uit te brei en ons het ook gebak, ons maak ook gebak. Daai cupcakes wat daar voor julle staan is wat ek spesiaal vir julle ook gebak het. Ek bak ook partykeer vir spesiale geleenthede en vir troues. Ons produseer 38 verskillende geregte in Michelle se kombuis wat verpak en gevries word om die varsheid en die smaak te behou en sonder enige preserveermiddels. Waar moontlik gebruik ons vars plaasprodukte van Glenmorgan van ons plaas self. Ons het free range hoendertjies op die plaas, so al die eiers wat ons gebruik kom van die plaas self en ons ondersteun ook omliggende boere in ons gemeenskap. Ons het ook onlangs, soos ek genoem het, 'n nuwe produk bygevoeg en ons is besig om ons glutenvrye reeks ook uit te brei en ons wil nog meer geregte op ons spyskaart voeg. Ten spyte van die 38 wat reeds daar is. Ons ontwikkel ook self al ons produkte self. Ek skryf al die resepte self en ek neem ook al die foto's vir ons webtuiste en ons bemarking neem ek ook self en edit dit ook self. Ons diens sluit in persoonlike aflewering. Ons lewer self by ons kliënte af. Dit is my lekker om my kliënte te ontmoet en hulle kan 'n gesig agter die kos sit. Die kliënte kan bestellings maak op WhatsApp of op ons webwerf en afleweringsdatums word vooruit deurgegee aan ons kliënte en hulle moet ten minste 4 dae voor aflewering moet hulle die bestellings plaas. Ons lewer ook in die Vrystaat, Noordwes en Gauteng af met die uitbreiding in die proses na die Kaap toe en dan ons verstaan ook hulle behoeftes van geriefkwaliteit en die gevoel van tuisgemaakte kos. Die gevriesde kosmark in Suid-Afrika brei geweldig vinnig uit. En ons bereik ons kliënte deur sosiale media, deur Facebook, Instagram en WhatsApp en dan ons webtuiste waar die kliënte met gemak kan bestel en ook inligting oor ons produkte kry en oor ons storie van Michelle se kombuis. Woord tot mond verwysings, ons kliënte glo ons produk, so hulle kan met vertroue
ons produk verwys na vriende of familie. Michelle se kombuis bied geregte teen billike pryse aan met meer porsie groottes as ons mededingers. Ons het 'n persoonlike diens en die varsheid word verseker. Iets wat ek dink groot handelsmerke nie altyd kan herhaal nie, waar ander gewoonlik op volume en gemak fokus, bly ons getrou aan die smaak. Dit is wat ek dink ons onderskei van ons mededingers en wat volhoubare groei verseker. Ons uitbreidingsplan vir produksie is by ons begroting ingesluit vir volgende jaar. Ons wil graag 'n konveksieoond aanskaf wat so ongeveer R140,000 kos. Ons wil die kombuis opgradeer wat so R50,000 gaan kos. En ons wil soos vriesgeriewe en 'n mobiele rakstelsel ook bykry wat ook omtrent so R50,000 gaan kos. Hierdie toerusting sal help vir produksie om die produksievermoë te verdubbel en tyd te bespaar. En indien ek entrepreneur van die jaar wen, gaan ek hierdie fondse direk gebruik vir die opgradering van my kombuis. Dit sal verseker dat ons makliker ons toekomsvisie kan implementeer as wat ons stadiger groei. Ek staan vandag hier as iemand wat haar passie ten volle uitleef en bewys dat selfs vanaf die kleinste plaas 'n nasionale besigheid kan groei. Michelle se kombuis is meer as net kos. Dit skep herinneringe en verenig families. Dit is 'n groot voorreg om 'n entrepreneur in Suid-Afrika te wees en 'n besigheid te bou en wat mense inspireer en voed. Baie dankie. Amazing. Dankie. Well done. Ja, eerste vraag wat ek het is 2021 tot 2024 het jy besigheid stil gestaan en ewe skielik toe skiet hy op. En jy het amper jou sales verdubbel in 'n jaar. Wat het daar gebeur? Ek het die geleentheid gehad om April maand op Kwela te verskyn en daai blootstelling het natuurlik verseker dat, hoe kan ek sê, of dit het my daai boost gegee en meer mense wou bestel en alles en ek het probeer om alles te handhaaf en op 'n tyd kon ek nie meer nie en dis hoekom ek ook die bestuurder aangeskaf het, maar ek dink definitief dis daai blootstelling wat ek gekry het en dit is hoekom ek ook hier is om weer deel te neem aan entrepreneur van die jaar want ek weet dit gaan my weer net daai ekstra boost gee om daai langtermynvisie wat ek het om teen volgende jaar weer te kan verdubbel want ek weet ek het die passie en ek het die krag vir dit en ek dink ek is baie wyser as wat ek was in 2023. So ek glo ek kan dit doen. Wat is jou grootste bottleneck op jou oomblik? My bottleneck? Bottleneck in jou besigheid in terme van skaal, as jy wou opskaal, wat is die grootste bottleneck wat jou terughou? Ek dink die toerusting wat ek op die oomblik het, ek dink as ek opgradeer met dit, dan kan dit definitief dit verbeter en dan ook natuurlik die afleweringsproses. Ek weet, ek wil altyd alles self gedoen het en dis dalk hoekom ek miskien in daai fase gestagneer het, omdat ek alles self wil verseker die kwaliteit en al die goeders is reg, maar ek het besef dat jy daai verantwoordelikhede partykeer moet oorgee aan iemand anders. Dit was baie moeilik, maar ek dink dit was die wysste besluit wat ek kon gedoen het. Beantwoord dit jou vraag? Ja, dit doen. Jy besigheid is in Ficksburg. Ja. En ek dink die een ding wat ek sien is 'n groot issue en ek dink ons het ook gisterand 'n bietjie daaroor gechat is dat dit gaan moeilik wees om nasionale distribution te doen. Wat se planne het jy vir dit spesifiek, want dit is die enigste ding wat ek sien 'n fout is met jou besigheid. Van my perspektief af, ek het al baie sulke besighede gesien. Ek weet wat se nommers jy kan doen aanlyn. Ek weet wat die potensiaal van hierdie besigheid is. En ek dink jy sit op iets wat regtig kan explode, maar die enigste issue is dat hoe kry jy die actual kos en die hele land se eise in plaas van net sekere areas. Ek het miskien daai nasionaal miskien verkeerd beskryf. Seker nie in elke liewe dorp in Suid-Afrika nie. Hoofsaaklik na groter stede of so toe. Maar ek het reeds baie veral na Kwela het ek baie navraag die Kaap het ook gekry. Een van my kliënte wat in Pretoria gebly het na Kaap toe getrek en sy het gesê asseblief, ek wil jou verspreider daar wees. Dit is my belangrik om met verspreiders te werk wat ek vertrou. Want as jy die kos gaan aflewer, moet daar 'n vriendelike gesig wees. Ek wil nie hulle met 'n slegte konnektasie maak met Michelle se kombuis nie. So ek dink as ek is in die proses en het al baie navraag gedoen om die kos gevries te kry in die Kaap, sê nou maar vir haar dan, en dan kan sy dit dadelik in die vriesgeriewe sit en van daar af versprei. En een van die finaliste
het my baie idees gegee oor en hoe hy van die goeders doen. So ek dink as mens moet vra en raad vra en by mense wat reeds 'n sukses gemaak het van dit by hulle hoor, hoe het hulle dit gedoen? As hulle daai kennis met jou wil deel. Maar ek glo as ek al daai inligting kan kry, gaan dit moontlik wees om stelselmatig hier en dan weer verder en na ander plekke te gaan. Baie advies gekry byvoorbeeld by die ander finalis. My vraag aan jou is, wat het jy dan vir 2 jaar terug, van 2 jaar terug af tot nou toe, om nie toe al daai inligting te gekry het nie? Ek weet nie, omdat ek stelselmatig groei, ek meen as mens my moet vergelyk 5 jaar terug toe ek die eerste keer ingeskryf het, dink ek was ek 'n groentjie in 'n besigheid gewees. Ek het nie 'n benul gehad van hoe om my eie besigheid te kan bestuur nie. En ek dink met die jaar ek leer stadig en ek leer baie met praktiese ervaring. En omdat ek in die platteland is, het ek nie altyd die geleenthede om in die teenwoordigheid te wees van mense wat soveel kennis het nie. En dit is ook die rede hoekom ek elke keer inskryf, omdat ek soveel waarde uit dit uitkry om deel te wees van Entrepreneur van die Jaar. So, miskien was ek 2 jaar terug, het ek dalk nie al daai regte vrae gevra of dis dalk hoekom ek nie al daai inligting gekry het nie. Ek weet party mense het 'n baie amazing besigheidsbrein. Ek het dit nie, so ek leer so saam met my besigheid en dis hoekom ek stelselmatig stadig groei, maar ek beweeg ten minste in die regte rigting. Beantwoord dit jou vraag? Michelle, so jy het 'n baie persoonlike aanslag en ek's mal daaroor en ek kan sien jy is baie passievol oor wat jy doen en ek dink is alles nodig in 'n besigheid, maar my vraag is, ek het die hele tyd gehoor die persoonlike aanslag, ek lewer self af, ek sit die goed self vir die mense se vrieskaste ensovoorts. Jy het ook gesê jy doen nie noodwendig sosiale media boost en so nie, want jy is nog nie op 'n plek waar jy soveel ekstra werk waarskynlik sal kan manage nie, nee? Wil jy baie groter gaan? Is dit regtig iets wat jy wil doen, of voel jy gemaklik met hoe jy dit nou doen, en om stadig klein bietjies te groei, in die sin van alles word nog steeds in jou eie kombuis gedoen, dit word versprei van jou kombuis af, want ek dink as mens praat van baie groot skaal, praat jy van ander kombuise, in ander areas, en jy oorsien dit alles, en dis of 'n franchise, of dis alles joune, maar jy het mense in verskillende areas, of is jou doel nog altyd om dit, ek wil amper sê in-house, te hou, en om te kyk hoe groot hoeveelheid jy van daar af kan doen? Voor jy dit antwoord, wil ek net aanvoeg by daarna. Dis oukei om te sê. Ja. Nee, ek wil nou net sê, ek gaan my antwoord gee, benadeel dit my. Dis oukei om te sê, weet jy wat, ek wil nie massive wees nie. Ek hou van die persoonlike kontak en dit is wie ek is en dit is wat my die entrepreneur maak wat ek is. Dis my aanvoeging net tot by haar, dat jy net verstaan, enige antwoord is oukei. Dis nie vas, dis glad nie. Dit is eintlik 'n observasie. Ja, daar's nie reg of 'n verkeerd, jy moet net eerlik met jouself wees. Passie is om self te doen. Nou stel jy my En jy wil nie eintlik nie, want jy sien ou van 'n besigheid. My passie is kos maak, verstaan jy? Om die administrasie te doen en om die bemarking te doen. Ek sal eventually iemand kry wat dit ook vir my kan doen. Ek weet net dat indien ek baie fokus op daai digitale bemarking, ek nog meer blootstelling gaan kry. So ek weet ek kan nog verdubbel hierdie jaar tot volgende jaar, verstaan jy? En ek moet net ander praktiese goeders en hoe kan ek sê, soos die toerusting wat ek nodig het, dit gaan eers in plek moet wees voordat ek daai bemarking kan doen, maar ek het klaar 'n amazing, hoe kan ek sê, naam vir Michelle se kombuis, omdat ek daai kwaliteit lewer, maar ek het al dit oorweeg om franchises te kry, maar omdat my naam fisies ook aan my handelsmerk gekoppel is kan ek nie daai kwaliteit elke keer verseker nie, en ek weet ons het gisterand ook daaroor gepraat, maar om soos 'n McDonald's te word, is definitief nie aan my toekomsplanne nie. Hoe ek dit nou hanteer, dis my droom, verstaan jy? So hoekom sou jy, en hierdie is regtig 'n vraag, want ek sit nou eintlik en dink vir myself oor die vraag, hoekom sal jy nie net aanhou waar jy huidiglik is, in terme van geografiese gebied? Jy doen Pretoria, jy doen of Gauteng, Noordwes, Vrystaat, en jy probeer om dit te vergroot daar, voordat mense julle nuwe provinsie betree? Ek dink omdat daar alreeds so baie navraag gekom het uit die kop, dis hoekom dit is die eerste deel wat ek na toe sal wil uitbrei. Ek meen,
5 jaar terug, toe ek die eerste keer daar gestaan het, het iemand vir my gesê, jy gaan jou plafon bereik in die platteland. En toe sê ek soos, ek gaan jou wys, ek gaan nie. En toe groei ek. En iemand het al een keer vir my gesê, maar jy gaan dit nie maak in Gauteng nie. Hier's te veel mense wat in Gauteng aflewer. Ek meen, ek het 4 verspreiders in Gauteng en ek het Dinsdag het ek opgery en Woensdag het ek Gauteng en Potch deliveries gedoen. So dis as iemand vir my sê ek gaan dit nie kan doen nie, dan wil ek vir hulle wys, luister gou, ek gaan dit doen en ek gaan dit nog beter doen. So ek weet jy stel voor 'n mens moet sê nou maar eerder groter gaan in Pretoria. Is reeds 'n mark. Ek wil net daai Michelle se kombuis ook blootstel aan die Kaapse mark, verstaan jy? Die issue wat jy het is 'n lack van verspreiders. Nee, dis definitief ek dink dit klink vir my en ek dink hoekom jy sê Kaapstad is 'n opsie want jy het iemand daar wat lus is om dit te versprei vir jou. Ja. Maar die groot ding is nog steeds om die kos daar te kry. No, seker vir sure. En sy by die kos self. No, absolutely. Nee. Die ander ding wat ek nou oor wonder, en onthou hierdie is ook ons dink saam met jou oor hoe jy kan uitbrei en daai van goed. En ek luister en ek leer. Hierdie produkte wat voor ons staan. Ja. Hoe sien winsmarge daarop en hoekom ek vra, sou mens dit nie op 'n stadium in 'n kettingwinkel kan kry, nie jou gevriesde kos netwendig nie, maar hierdie tipe goed. Dit is juis heel moontlik op die plaatkoekie mengsels is my winsmarge baie meer as op die gebottelde goeders omdat die bottels baie duur is. En ek het dit juis ingebring om daai ietsie ekstra by te voeg by my kliënte of wat hulle nou kan bestel, nie noodwendig die gevriesde eetes nie. Soos ek het altyd net met gewone gevriesde eetes begin en toe het een van my vriendinne gesê, maar my dogtertjie het celiac disease, kan jy nie glutenvrye maaltye maak? Toe is daai kind my proefkonyn en toe het ek net 3 gehad en toe het ek gegroei en ek het nou al 10 glutenvrye geregte. En ek wil nou nog op dit ook uitbrei want ek dink daar's 'n groot aanvraag vir dit ook. So iemand in die gesin is dalk hoe kan ek sê gluten intolerant en dan bestel hulle die enkel porsie vir dit en dan kan hulle van die res van my So ek dit kan in groter maat te verskaf aan sê net maar 'n winkelgroep of iets soos dit wat jy 'n kleiner marge dalk, maar dis 'n maar dis 'n aanhoudende inkomste van hierdie goed. Ek praat nie van die gevriesde goed. Nee, maar dit is definitief 'n goeie idee. Kan ek bylas daarbey want ons is nou op die onderwerp. Jy kan nie regtig die naam van hê want dit is wie jy is en dit is wie jou handelsmerk is, maar ek kyk altyd na 'n koöperatiewe identiteit. Byvoorbeeld, jy het nou begin as boerekos, maar jou lyntjie onder sê tradisionele boerekos, maar as ek nou 'n meel optel of enige droë bestaan, hulle is nie tegnies meer boerekos soos 'n konfyt of 'n rissie sous nie. Het jy nou al gedink om jou logo of jou identiteit bietjie te verander? Soos jy 2 koringblaartjies is vreemd vir 'n glutenproduk, want jy het nou dit in jou logo, so die consumer gaan nie altyd weet nie en jy kan jou tagline onder tradisionele boerekos verander dalk iets soos meer as net boerekos. So dan jy jou boerekos en jy enige produk wat daarvan 'n afstammeling is. Nee, dit is definitief 'n opsie. Ek het oorspronklik toe ek Michelle se kombuis begin het ek net gefokus op tradisionele boerekos en ek het nog nooit daaraan gedink dat 'n mens dit sê net maar so kan verander, want ek dink dit is baie misleidend partykeer vir mense en ek het nog nooit gedink aan die koringaartjie want ek was in so 'n situasie, dis hoekom ek weet die persoon kyk aan en dan hy het gedog dit is nie en dan eet hy dit en môre so jou want daar was koring op die pakkie. Ja. So dit is die ding en die naam is as jy nou op Engels sou gaan, dit gaan nie veel baat. Michelle is 'n sterk naam. Michelle op sy eie, dit sal soos 'n eie naam wees, maar ook 'n plek wat gewoonlik aan 'n naam gekoppel is. Ek gaan nie brandname noem nie. Kyk, ek weet almal verstaan nie Afrikaans in Suid-Afrika nie, maar ek is regtig tradisionele Afrikaans en ek weet nie vir wie ek dit nou genoem of vir Dion dat ek al my hoe kan ek sê my labeling en alles het ek nou onlangs oorgeskryf Afrikaans. So ek wil net nou die ou labels wil ek uitfaseer, maar alles op my labels gaan nou Afrikaans is, want ek is trots Afrikaans. Ek staan vir Afrikaans en dit is my lekker om as 'n Afrikaanse entrepreneur my besigheid bekend te stel. Omdat ek nie dalk so groot wil gaan soos van my mededingers wat oralster is of 20 keer groter as ek is nie. Dit is my passie, dit is my liefde, dit is my taal, verstaan jy? En dis hoekom my besigheid se naam Michelle se kombuis is, maar dit maak sin wat jy sê meer as boerekos. Dis 'n baie slim. Soos die datumpie van 2019 is die noodsaaklik die MK, daar staan Michelle se kombuis
jy hoef vir my te hint wat net onder dit staan nie, want dit gaan my nie baie lank vat om verder te lees nie. So ek sal daai boonste deel sny, dit kan groter skuil. Ja. Dit sal later net Michelle raak en mense gaan die se kombuis, so gaan Michelle se mieliepap of Michelle se brood of Michelle se jou brand gaan Michelle word wie jy is, sonder die vrilletjies en valletjies. Ek dink ook nie, maar ek dink nie noodwendig dis eers 'n plafon die Afrikaans eet. Mense, ek sien Italianer nie, maar ek gaan eet by 'n Italiaanse restaurant. Ja. Ons koop partykeer in op 'n kultuur omdat ons dit assosieer met sekere goed. Ek ry 'n Duitse motor want ek dink die Duitsers kan goeie motors maak byvoorbeeld, maar so iemand kan juis eintlik jou kos vertrou omdat Afrikaans is wat hulle dink. Want hulle weet ons kan kos maak. Ja. So ek dink eers dit beperk jou mark in terme van ek dink Engelse mense in Afrika kan goed genoeg weet wat dit is. Ja. Maar ek hou van die besigheid. Ek dink 90% van die kere sal ek vir iemand sê, weet, as jy nou R1 miljoen het, moet jy skaal en jy moet al die nuwe kombuise oprig en ek dink jou resep op die oomblik is reg. Ja. Kyk, ek is 'n alteen, ek hou van navorsing en alles toets so. Ek dink dalk moet jy stadig en geleidelik groei, soos jy weet. En ek kan sien dit is belangrik om jou handelsnaam te beskerm. Ek kan sien dit is belangrik om die kwaliteit te beskerm. En dis nodig. Dit is die presiese ding wat mense wat jou kompeterende voordeel is die ding wat jy gaan verloor as jy te vinnig skaal. So ek hou van die manier wat jy dit doen. Dankie, Sean. Ek moet net 'n interessante vraag vra. As ek vir jou gesê het jy mag geen produkte meer verkoop nie, maar mag net 2 produkte hou. Is dit nou van die gefriesde etes of van die gefriesde etes? Net vir interessant, so ek kom in jou besigheid en sê luister, jy mag niks meer verkoop behalwe 2 produkte nie. Wat se 2 produkte sal dit wees? Wat se 2 meals sal dit wees? Natuurlik gaan dit my topverkopers wees. Ja, my vraag dis indirek wat ek vra net vir interessant is. Die soetsuur frikadelle en die butter chicken. En die butter chicken is obviously nou nie boerekosie, maar dis my man se gunsteling ook, maar dit is definitief my topverkoper. Aanlas daarso is dit. Wat is die obsessie om meer verskillende tipe geregte te maak? In plaas van om meer mense te kry om die geregte wat alreeds so suksesvol is in hulle hande te kry. Ek dink ek wil vir my kliënte wil ek 'n groter verskeidenheid gee om van te eet. Soos partykeer is al mense wat hulle hele maand se kos bestel. So nou het ek 30 verskillende. So hulle hoef nie elke liewe dag dieselfde te eet nie en as ek iets nuuts probeer, soos gister het ek nou van Sandarin se patats wou probeer. Verstaan ek proe oralster goeters want ek wil nuwe idees kry. Dit gaan net so in my kop en dan wil ek dit net byvoeg. En soos ek 'n nuwe produk byvoeg, obviously, dis hoekom ek het oorspronklik begin met 10 geregte in 2019. Maar toe kon ek dit nie handhaaf nie. Toe skaal ek af na 6 toe. En van 6 af het ek opgebou soos wat ek dit kan hanteer. Maar dit gaan eintlik maar meer oor om vir my kliënte 'n groter spyskaart te gee om vanaf te kies. Want almal doen goed, maar obviously het ek 2 topverkopers, maar gaan jy by my bestel as ek net 2 opsies het? So indirek sê jy jou fokus is nie op nuwe kliënte nie, maar meer hoe kan ek nie meer noodwendig nie, omdat my kliënte, ek het kliënte al van 2019 af. Verstaan jy? So omdat die kliënte so vertroud is met my etes, is dit vir my lekker om vir hulle weer 'n nuwe opsie sê na maar te gee. Ja, hoor, ja. En dan as daar nuwe kliënte bykom, is hierdie groot opsie vir. Maar as ek na die besigheid kyk, right, daar's obviously limitations rondom die distribution van die produk, okay. Ja. So indirek sê jy daai goed gaan jy met tyd uitsort. Stadig maar seker. In die meantime moet jy meer disse uitdink om meer waarde te kry uit jou existing kliëntebasis uit. Dit maak dit sin wat ek sê? Nee, so jy moet nou al die hierdie kliënte happy hou want hulle kan dalk moeg raak vir sekere disse. Maar dieselfde en terwyl jy ook die distribution probleem oplos met tyd. En ek dink daar's niks fout daarmee nie. Ek dink dis 'n great strategie. Die enigste rooi vlag wat ek sien is jy create 'n baie komplekse besigheid vir jouself om ek weet dit maybe het jy stelsels in die agtergrond. Vir my is dit glad nie kompleks nie. Okay, maar soos een van die grootste issues wat besighede ervaar is dat as hulle te vinnig te wyd gaan met variety, dan create jy bottlenecks in die agterkant van die besigheid waar mense oor mekaar se voete val om goed uit te kry en dis als vir dieselfde kliënt.
In plaas van dat jy 'n streamlined besigheid het in die agtergrond, maar jy het obviously meer kliënte. Nou in die ideale wêreld wil jy al twee. Nee, verseker. Maar so ek wil maar net verstaan waar is jy met jou besigheid is, want dit klink vir my of jy sê luister, ek is besig om nuwe kliënte te kry, stadig maar seker. Ek wil nie vinniger groei. Dit is nie stadig maar seker nie. Die kliënt ek konstant groei my kliëntebasis. Dit is net vir my lekker om nuwe goeders uit te verstaan en gewoonlik wanneer ek 'n nuwe produk dalk op die spyskaart sit en daar's dalk een moontlik, ek het al partykeer het ek geregte afgehaal, verstaan die wat nou nie goed doen nie, maar ek weet nie, dit is net vir my inspirasie omdat ek so lief is vir kos maak, is dit vir my So hier is iets wat ek al gehoor het wat regtig my lewe verander het. Ek dink ek het dit 3 of 4 jaar terug. Dis iets wat ek altyd verstaan het, maar ek kon dit nooit vir iemand geartikuleer het nie. En as ek dit probeer artikuleer dan maak ek 'n gemors af van en die persoon verstaan nie wat ek sê nie. As dit kom by besigheid groei, dan is die orde van die volgende stappe nogals belangrik. Doen dit beter, doen meer en dan doen iets niets. Luister wat ek sê. Maak seker jou produk is beter, eerste. Dan doen jy meer van wat alreeds werk en dan doen jy iets niets. En die rede hoekom iets niets altyd laaste is dat dit vat gewoonlik die meeste tyd en energie. So jy gaan altyd eers, ek wil my produk die beste maak of goed genoeg maak vir die mark. Dan wil ek soveel as moontlik mense kry om daai produk te probeer en dan wil ek horisontaal groei en meer offer vir daai kliëntebasis. Nou, daar's niks fout met wat jy doen nie. Verstaan my mooi. Maar dit klink of jy albei probeer gelyk doen. En daar's dis hoe jy dit doen en jy het 'n wenresep, soos dit vir ons klink. Nee, maar dit Maar maak dis iets wat ek aan sal dink as ek jy is. beter meer. Hoeveel resepte is daar? Totaal opsies, as ek nou, hoeveel opsies het jy vir 30? Ek het 38, maar ja, nie 38, dit sluit my rakprodukte en my glutenvrye ete Maar net in. maaltye op sy eie, so 30. Ja, omtrent so 28. Ek dink ons het 32. gister daaroor gepraat om byvoorbeeld Kersfees het jy vir 'n sekere tydperk in Desember jou Kersfees maaltyd, dan sit weg na 2 weke om iets nuuts te bring wat nie noodwendig iets is wat net al lê vir ewig nie. Ja, soos Kersfees is 'n groot en dan miskien 'n ander event. Jy gaan nou nie braaivleis doen want 'n ou braai self, maar iets wat 'n ou tannie dalk nie self kan maak mee of 'n persoon nodig het. En dit skep nuwe mense na jou webwerf want as dit altyd dieselfde is, nou gaan jy ook koop altyd maar ek het nog hierheen gehad hè, maar jy wil nie die mekaar raak met En dis 'n ideale manier om dit aan die mark te toets. En dan weet jy, as jy weet die mense hou van, sê maar nou, vark, dan weet jy ook, maar vark was 'n topverkoper in Desember as gevolg van Kersfees, maar kom probeer as jy 'n ander vark dis was altyd bees gebruik het of wat ook al. Ek het aanlas daar en dit is baie baie. Wens ek het 'n pen, ek wil net smaak. Ja, maar die laaste ding wat ek daar wil noem is soos wat hy sê is so belangrik, maar mens maak subjektiewe besluite want ons trek nie die data en die nommers korrek nie. So ek sal graag wil hoor en jy hoef nie vandag te antwoord nie, dit is letterlik 'n retoriese vraag. Wat 'n persentasie van mense kom terug elke liewe maand? En totdat daai nommer kleiner raak, sal ek stres oor nuwe produkte. Okay. Want hoe maak jy objektief besluite in jou besigheid? Hoe maak jy seker dat jy die regte besluit in jou besigheid maak? Jy kyk na die nommers. Die nommers sê vir jou wat in jou besigheid aangaan. Die nommers praat met jou. Jou besigheid praat met jou in 'n taal en daai taal is nommers. As jy nie verstaan wat die besigheid sê nie, dan trek jy nie die nommers nie. So jy trek nie die nommers van die regte plekke af nie. Of jy verstaan nie die nommers nie. Ek dink ek verstaan nie die nommers nie. Okay, maar dis fyn. So maar jy leer my nou. Maar dis die punt, right? Die besigheid se taal is nommers, altyd. En as die eienaar nie die taal verstaan nie, dis gewoonlik dat hy kyk nie na die regte nommers nie of hy trek nie glad nie die nommers nie. Of hy verstaan dan nie wat die nommers beteken nie. En ek dink in jou geval is hoe maak jy altyd die mees objektiewe besluit? Want ons kan almal as jy sit en vir jou advies gee, maar dis baie subjektief want ons weet nie wat die nommers in die actual tipe in die besigheid is nie. So wat jy moet teruggaan vir jouself en sê, hoe begin jy jou besigheid run in 'n objektiewe manier? En hoe begin jy goed trek? Want jy sê nou hierso, iemand kan ook moeg raak vir my disse. Okay, maar hoe besluit jy dit? As jy 1000 kliënte het, watse nommers kyk jy na? Watse data kyk jy na om vir jou te sê mense raak moeg vir my disse? En as een ou dit vir jou sê, beteken nie dit is die geval vir almal nie. So jy wil nie 'n emosionele besluit maak want iemand het gesê, "Jesus, ek's nou moeg vir hierdie pampoen tipe gereg nie." Dit ek nou genoeg gehad van, ek moet nuwe disse uitdink. Nou sit jy vir 3 maande lank in die werk met nuwe disse of 2 maande whatever hoe lank dit vat en jy het al 'n nuwe struktuur vir hierdie resep en
Meanwhile is dit een persoon wat gemou het daaroor en dit was actually nooit 'n issue gewees vir die besigheid. Ek dink ook omdat ek kontak my kliënte, vir al die nuwe kliënte na my afleweringe om terugvoer te kry. Verstaan, oor die diens, was die aflewering reg, die diens soos hoe hulle met my gekommunikeer het en is die produkte reg? Want dan kan ek sê maar daar was foute, dit moontlik regstel. Maar daar's van my as jy vir kliënte wil luister met waar hulle geld sit. Dis baie belangrik dat jy met hulle terugvoer kry en sê jy kan hierdie beter doen, jy kan daai beter doen, maar die feit dat jy in iemand se huis instap en die goed in hulle yskas sit. Nee, noodwendig dit nie. Wat ek bedoel is soos van my loyale kliënte sal sê, hoorie sal probeer 'n bietjie dit. Verstaan? So dit maak my brein gaan. Maar onthou die volgende, 'n kliënte praat met hulle geld. Dit is die mees objektiefste manier. Also as iemand benader ek dit ook dan net verkeerd. So, nou kan jy met iemand chat en hulle kan sê, weet jy, as jy net 'n spesifieke tyd kan aflewer, sal dit great wees. Nou verander jy jou hele besigheid om vir 'n spesifieke tyd af te lewer. Meanwhile kon jy 80% meer produktief gewees het as jy net nie vir daai een persoon geluister het nie. Dis nou 'n hypothetical, voorbeeld. Maar die punt is dat jy moet verstaan, mense praat met hulle geld en die nommers wat naaste aan daai geld lê, gee vir jou 'n indikasie oor wat actually in die besigheid aangaan en wat jy moet doen as besigheidseienaar om 'n beter besigheid te bou. So ek sal sê as jy meer objektief begin dink oor jou besigheid, en ek bedoel dit in die mooiste manier moontlik, as jy objektief begin nommers na nommers kyk en objektiewe besluite maak gebaseer op daai nommers, gaan jy 'n baie beter besigheid en 'n baie vinniger groei sien in jou besigheid. Indien jy dit sou wou. Dankie vir die raad, ek waardeer dit. Ek dink 80-20% begin soos hier ook weer van toepassing is. Natuurlik het jy 'n passie vir die kos maak. Ek weet nie hoe groot passie jy het vir die aflewering nie, maar nee, dit geniet ek ook, want dan kan ek my kliënte ontmoet. Dis my lekker. Maar dit is daar's sekere goed wat die besigheidseienaar gaan moet doen en wat ek van praat met nommersdoekte is deel van jou werk en ek dink jy klaar reg gekry om bietjie meer terug te staan in jou besigheid as 'n jaar of 2 terug. Maar ek dink jy gaan selfs dit nog meer wil doen. Maar die vraag is, as ek dink aan Michelle se kombuis, wil ek hê Michelle moet in die kombuis wees. Want dit is wat ek vertrou. Sy moet nie op die pad wees nie. Ja, wie is dan in die kombuis? Ja, wie is in die kombuis? Ek dink dis regtig daar waar jy die grootste verskil kan maak. En dit vir jouself, dit is waar jy die meeste tyd moet spandeer. Dit kan nie oral wees nie en ek dink jy doen goed dat jy alles nou nog kan regkry. Maar oor 'n jaar of 2 gaan jy dalk soveel kliënte hê, jy gaan nie alles kan doen. Nee, dit is waar. Na die ergste druk verby is, deel Michelle 'n paar gedagtes met die vorige wenner. So was dit gewees. Dit was baie lekker, baie nerve-wracking in die begin. Toe hulle vir my sê ons 4 minute oor, toe ek so, ek moet nou klaar maak, so dit 'n bietjie van my goeders het ek uitgelos. Maar ek glo ek het my hoofpunt wat ek wou deurgee, het ek deurgegaan oor. Sê vir my, in die paar jaar wat jy dit nou gedoen het, vergelyk hierdie ene nou met die ander jare? 2 jaar gelede was ek ook by top 5 gewees. Ek dink ek is baie wyser wat besigheid aanbetref. Omdat ek meer in die kombuis is en nou van kos maak, het ek nie regtig baie kennis gehad van besigheid. So ek dink ek is baie wyser. 2 jaar gelede het ek ook baie geleer by die oorlaers, by die deelnemers. En 5 jaar gelede het ek ook baie geleer. Soos ek sê, dis hoekom ek elke jaar inskryf, want dit is so 'n enorme leerproses. Ja. Ag, en die geleenthede waarin jy blootgestel word en alles wat jy leer, die tips wat die boerdeloers vir jou gee. Ja, dit is my nou baie tips te gee. Ek weet ek het 'n pen gehad om alles neer te skryf. Hoe gaan ons op die kamera wees? Ja, ek weet, dis wat Sandrine sê, ja. Iemand vir jou onverwagte vrae gee of Ek weet, jy sien, ek is glad nie finansiëel aangeleer nie. So hoe ek my goeders bietjie of uitgewerk het. Kyk, my finansiële status daar. Die boekhouer sê dit gedoen, nie so kom maak 'n boekhouer hè. Maar hoe ek my goeders uitwerk is duidelik nie. In my kop sê dit, maar ek weet ek dink ek het dit reg uitgewerk. Dis En enige taffe questions wat jy dink oor maar jy sê dit was al 'n bietjie 'n moeilike vraag of dit was almal op die bank? Nee, dit was almal goed. Ek dink ek het bietjie van my bewoording het ek dalk verkeerd gestel in my voorlegging. Hoe ek dit eintlik bedoel het en hoe dit al nou uitgekom het wat dit al bietjie misleidend gemaak het, maar ek het hulle reg gehelp weer halfmiddag, want hulle het my vrae gevra oor dit en so ek sê nee, maar want ek het gesê ek wil graag nasionaal uitbrei, ek wil 'n nasionale handelsmerk word. Yes. Maar ek weet dit is nie altyd op moontlik van waar ek is en my fokuspunt is om na Kaap toe te uitbrei en dan miskien Mpumalanga en ek sal reeds hier in Gauteng.
Maar ek besef nou nasionaal beteken elke huishouding toe in Suid-Afrika. So ek dink nie dit gaan moontlik wees nie. 6 menings, 1 besluit. Die beoordelaars bespreek hul gedagtes. Ek gaan en ek gaan dit sê. So 2 jaar terug was sy hier. En net so passievol, net so wonderlik, sy's so lief vir haar kliënte, sy's net so lief daarvoor om die kombuis te maak, sy's net so lief om die resepte te maak. Al wat verander het, sy het 'n vrieswaandjie bygekoop in die 2 jaar. En sy's so bly om weer al die inligting te kry om weer te leer en weer te leer. Sy het niks toegepas wat ons al 2 jaar terug gesê. Ek dink sy het nie 'n webwerf bygekry nie. As ek mag vra, wat is die 2 jaar terug gesê as ek mag vra? Al 2 jaar terug het al gesê, sy sal moet begin uitbrei, sy sal moet meer groter vrieskaste kry, sy het groter gekry van beter equipment. Maar sy het nie regtig haar bemarkingsstrategie. Ons het 2 jaar terug gesê, vat hierdie rakgoeders en sit dit buitekant, want dit is wat jy op die rak kan gaan sit en dit is okay. It didn't happen. So my persoonlike goed, is 'n oulike besigheid en dis hoekom ek onmiddellik gesê toe jy dit sê, sê pa, daar is nie 'n regte of 'n verkeerde antwoord nie. Want ek praat uit 'n persoonlike ervaring uit. Toe ek net begin met my coaching besigheid 15 jaar terug, was ek eers dink, ek gaan die Anthony Robbins van Suid-Afrika word. En binne 'n jaar toe besef ek maar ek word nie die Anthony Robbins van Suid-Afrika nie. Hoekom nie? Toe besef ek skielik maar ek wil nie 1000 mense wat vir my werk nie. Ek wil nie in 'n kantoor sit nie. Ek wil nie 5 of 7 dae van die week weg van my familie wees nie. Ek wil die one-to-one verskil maak. Ek wil 'n keynote doen. Ek wil empower. En toe besef ek wel dis dit. Toe word dit my wenresep. Ja, so ek dink en dis haar probleem. Ja, ek dink sy het 'n great besigheid. Ek dink nie sy wil noodwendig. Ek wil sê sy is nie honger genoeg. Sy is nee. Sy is nie honger genoeg. Ek steel al jou fans. Ek het nog niks gesê nie. Maar wat ek het gesê is, ek dink sy het 'n great besigheid. Ek dink sy gebruik hierdie platform soos sy dit reg gesê het vir 'n bietjie bemarking. Ja. Wat haar besigheid weer vir 'n rukkie boost. En sy is tevrede om in die kombuis te wees. Sy wil eintlik nie groot skaal. My probleem is, het sy nie 'n plaas gehad nie en sy moet sy perseel gaan huur het, en krag betaal het, want dit kom van die plaas af, sou dit 'n logiese besigheid gewees het wat profitable was. 10-1 nie. So dis hoekom sy sal net van die plaas af skuif nie, want die uitgawes gaan te veel wees. En omdat sy nie skuif nie, gaan sy nie kan expand nie, so sy bottleneck haarself. Maar ek dink sy moet aanhou om te doen wat sy doen. Sy doen dit goed. Nee, en ek dink die logo verander. Soos ek sê, ek dink die maklikste ding gaan wees as sy enigstens wil skuil is om hierdie produkte in een of ander kettingwinkel te kry. Maar verder as dit, ek dink sy's eintlik gelukkig waar sy is. Ons sien net so baie eintlike besigheids. Daar's 'n groot verskil tussen 'n besigheid-eienaar en 'n entrepreneur en ons niks fout daarmee nie. Soos hy het vir uit 'n werk geskep dat hy inkomste begin vestig vir haar familie. Soos hy sê, sy is op die plaas om te skaal en groter te maak, het klomp risiko's want daar gaan ekstra kostes bykom. So sy's 'n goeie besigheid-eienaar. As jy kyk na entrepreneur van die jaar, die vraag wat ons moet vra is is dit wat ons sien as entrepreneur van die jaar? En ja, dit is wat ons by einde van die dag. Jy kan sien she's fulfilled. Sy is so passief vir wat sy doen en ek dink sy actually geniet dit. Sy geniet dit nie net om die produk te maak nie, maar sy geniet dit om te sien hoe mense die produk ervaar. Ja. En ek persoonlik dink as sy indien wou, kan sy 'n baie groot besigheid bou. Ek dink net sy's nie actually lus om dit te doen nie. Ek stem saam met ek dink sy wil dit in haar eie pas dalk. Wat Rana gesê het, hierdie produkte dalk 'n kleiner winsmargin, maar jy gaan meer volume skuif want jy is in al die plekke. Nee, hierdie het meer. Die verhoog rok stil, maar die reis gaan voort. Sal die volgende finalis hul merk kan maak?